Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Die registrasies vir ons Fusion Camp is nou oop. So maak seker jy registreer jou tiener so gou as moontlik. Dit is net R950. Die kamp is van die 28ste September tot die 1ste Oktober by Kiro Somerset Wes. Dis 'n kamp wat jou kind nie kan mis nie. So maak seker jy registreer sommer nou. Ons aanddienste begin amper. Die 26ste Julie hier by die kerk gaan ons 'n worship aand hê en ons gaan ook burgers bou. Ons sien jou daar. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Hy het net so 'n bietjie 'n kringfluit op. OK. Dis lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Ons het so 'n bietjie so 10 dae net so rus gevat en is lekker om terug te wees. So ons is in 'n reeks besig. Ons noem dit die vakansiereeks. Die tema is liefde deur vrygewigheid. Dis waarmee ons besig is die jaar. Sy heerlikheid in ons, sy liefde deur ons. Ons fokus op hierdie prentjie van vrygewigheid. En jy sal onthou ons begin by 2 Korintiërs 8 en 9. Dis waar ons fokus. Ons vertel 'n storie. Paulus wat kom en vir mense sê, maar luister die ouens, ons moet hierdie projek, Jerusalem projek op die been bring, want hulle het deur hongersnood gegaan as gevolg van droogte en dit gaan swak daar en dan gaan hy deur al die gemeentes rond en hy vertel vir hulle, wil julle aansluit by hierdie projek, word deel van hierdie projek en dan het hy hierdie hele gedagte wat hy praat van, dis hoe jy liefde bewys, deur vrygewig te wees vir die ouens wat in nood is, en dis waar dit gaan. So ons het 'n klomp verskillende aspekte aangeraak. Verlede week het Loftie gepreek en hy het gesê jy beplan dit. Jy beplan om vrygewig te wees. Jy beplan. Jy weet dis iets wat jy actually kan beplan om te sê om liefde te bewys. Dis iets wat jy beplan. So vanoggend sluit ons die reeks af. So ons begin volgende week met 'n nuwe reeks, maar vanoggend sluit ons hierdie reeks af. En ek wil sê 1 of 2 spesiale goedjies net vir jou drop in jou gees. Eintlik waaroor hierdie hele reeks gegaan het. Nou, ek skryf daar die woord vertroue. Mag hierdie woord vandag iets in jou lewe, weet, partykeer is daar 'n woord wat jou hele uitkyk vir 'n dag beïnvloed. Jy weet, jy ry werk toe en jy hoor hulle sê sneeu op die berge en ewe skielik beïnvloed jy die hele dag. Jy dink, ons gaan koud wees en hoe gaan ek nou, het ek nou genoeg warm goed aangetrek en aan my kantoortjie is jy so koud en jou heatertjie werk nou glad nie. Jy weet, dit gaan 'n moeilike dag wees. Jy weet of jy ry die slegste beste voorbeeld vir die slegste ding wat jou kan gebeur as jy ry op die N1 as jy so opklim en hoor jy daar was 'n ongeluk gewees op die N1 en die karre staan. Dan weet jy, hier kom my dag. Jy weet, een woord beïnvloed jou hele uitkyk. Nou net so mag hierdie woord jou
uitkyk vandag en sommer die week beïnvloed, vertroue. Want hierdie reeks wat ons oor gepraat het, liefde deur vrygewigheid, het eintlik nie oor vrygewigheid so seer gegaan nie, maar dit het gegaan oor God, oor jou prentjie wie God is. Want as jy God in 'n sekere beeld sien, of 'n sekere prentjie het van God, ek wil elkeen van ons het 'n ander godsbeeld, nee, elkeen van ons. Hang af hoe jy groot geword het, hang af waar jy die eerste keer van die Here gehoor het, hang af waar jy nou journey in jou lewe, maar ergens het ons 'n prentjie, en as jy hierdie prentjie van God bepaal eintlik hoe jy oor hom voel, en hoe jy oor hom voel, bepaal eintlik of jy hom kan vertrou, of hoeveel jy hom kan vertrou. Jy sien, die regte beeld van wie God is, help jou om hom te vertrou. Ek skryf daar, as jy hom leer ken as 'n vrygewige Vader, wat jou opreg lief het. Jy sien, dis waar ons baie keer stop. Ons dink baie keer, yes, God is lief vir my. Maar ons weet nie wat dit beteken nie. Wat beteken dit as ek sê God, wat sluit hierdie liefde in? Wat beteken dit vir my? Of jy sê die ander kant, goed nee, ek wil glo dat God is baie vrygewig. Hy is vrygewig in vergifnis, in genade, in al daai goed. Maar sluit dit my in. Met ander woorde, het hy my lief genoeg dat hierdie vrygewigheid, hierdie Vader, hierdie hart wat hy is, dat ek ingesluit is in dit. Of val ek net te kort? Want as ek kyk oor my lewe, dan is dit asof ek amper altyd dit net nie maak nie. Jy weet, as jy het amper net 50 sent te min vir die beter burger. Jy weet, jy het amper net 'n paar rand te min, dan kon jy die beter kar gekoop het. Jy weet, dit is altyd, ek val net te short. En dan voel jy in jou lewe ook, ek val dalk net te short vir dat hy my insluit in hierdie vrygewigheid. Maar dis jou prentjie, dit is hoe jy hom sien, dit is wie hy vir jou is. Nou kyk gou, ons maak nou klaar met hierdie gedeelte in 2 Korintiërs in 8 en 9. Ek lees nou die gedeelte in 2 Korintiërs 9 en Pierre het nou eintlik vanoggend hierdie gedeelte gelees, toe hy gepraat het oor die finansiële bydrae, en dis waar ons dit baie keer gebruik, ons verstaan dit ook so, maar ek wil hê jy moet vandag die konteks van hierdie hele gedeelte verstaan, wat hy oor skryf, want ons onthou ons praat hier, as jy hierdie lees, asseblief, doe my nou guns, moet nou nie dit lees met die bril van jou bankrekening nie, gaan jy suffer. Lees hom met jou beeld van God, wie God is. Verstaan, jy lees en sê, ek wil hier iets leer van wie die Here is, okay? Sy gesindheid, sy karakter. Nou lees ons so, hy sê, dis staan die saak dan so, en hy praat met hierdie ouens in Korintiërs, hy sê, julle moet bydra en julle moet gee vir hierdie ouens in Jerusalem, en dit gaan sleg met hulle daar, hulle het armoede, en dit gaan moeilik, so ek wil hê julle moet, in daai konteks moet jy verstaan wat hy skryf, hy sê, wie synig saai, want dan hy praat oor jou beeld van God, hoor nou mooi, hy sê, wie synig saai, sal karig oes, en wie ruimhartig saai, sal volop oes, en elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, en nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief, gaan oor God. Okay, hy sê, en hoor nou, hierdie is nou vers 8, wat begin, hy sê, en God is in staat, om aan julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê, en nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Daar is 'n vol sin. Het jy bygebly daar? Hoor gou weer mooi, hy sê, want God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê, en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Soos daar geskrywe staan, hy het uitgedeel en gegee aan die armes, sy goedhartigheid bly vir altyd staan, God wat saad voorsien aan die saaier, en dan brood om te eet sal ook aan julle saad gee, en dit laat toeneem, en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei. In elke opsig sal julle ryk gemaak word om ook by elke geleentheid vrygewig te wees. Deur ons toedoen bring julle vrygewigheid mee, dat God gedank word. Die bediening van hierdie hulp voorsien nie net in hierdie behoeftes van die gelowiges in Jerusalem nie, maar word 'n stroom
van danksegging teenoor God. En deur hierdie diensbetoning sal hulle aan God die eer gee. En hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely. En ook oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en aan julle verlang omdat die genade van God oor julle so groot was. En dan sluit hy hierdie gedeelte af en hy sê, dank aan God vir sy onbeskryflike gawe. Die fokus in hierdie hele gedeelte, wil hy vir hierdie ouens iets probeer sê, en ek like hoe hy skryf het op 'n manier dat hulle dit kan verstaan, so ons sal sê, hy praat hier Afrikaans, jy weet, verstaan wat hy sê. Hy sê vir hulle ouens, ek wil hê julle moet iets verstaan, wie is God? Kom ek verduidelik vir julle wie hierdie God is. Hoor net sy karaktereienskappe, en ons het 'n klomp goed wat hy noem. Ons gaan 'n bietjie na dit kyk. So, die eerste prentjie vir môre, hoor dit, ons gedagte, as ons praat oor vertroue, ek moet die Here vertrou, die eerste karaktereienskap van God is, hy's 'n groot gewer. Hoor dit. Dis nie debatteerbaar nie. Dis nie, ons moet nou sit, kom ons gaan nou 'n bietjie gesels hieroor. Kom ons stry nou 'n bietjie oor. Dis nie dit nie. Dit is dit. Hy is 'n groot gewer, punt. As jy dit nie verstaan, het jy dit nog net nie so ontdek nie, maar dit is wie hy is. Die eerste punt is, God is 'n groot gewer. So, jy sien, die nuwe koninkryk wat op aarde kom vestig het deur Christus, is sy plan. Hy het 'n nuwe koninkryk kom vestig, en om iets nuuts te vestig, is daar altyd iets nodig, iemand moet gee. Ek bedoel, as jy 'n besigheid begin, en baie ouens werk so, en dan kry hulle 'n paar ouens wat inkoop in die besigheid, en sodat ergens moet daar geld inkom, of daar moet resources inkom, sodat ons iets kan begin. So ons kry 'n paar ouens wat ons inkoop in die gedagte, ons belê ons tyd, ons belê ons geld, ons belê ons kennis, ons belê dit, so daar's iets wat inkom. En God sê, ek het hierdie koninkryk wat ek begin, maar ek gaan alles gee wat nodig is vir hierdie koninkryk op aarde, sodat elkeen wat deel word van hierdie koninkryk kan deel in dit wat ek gee. Verstaan, dit begin by God. Hierdie koninkryk. So, en dan, daai vers 8, begin Paulus met die woorde, hy sê, God is in staat. Nou, weet jy, vanoggend toe ek deur hierdie woord gaan, toe voel ek wil hier stop en ek wil vir jou dit sê dit vir jouself, in jou lewe waar jy nou is, in jou omstandighede, sê net die volgende, God is in staat. Want dis hoe het begin. Dis sy plan, 'n nuwe koninkryk, en hy begin dit, en in die begin, met hierdie koninkryk wat hy begin, sê Paulus, hy is in staat. Hy is in staat. Nie, ek weet daarom nou nie, gaan hierdie ding werk, of gaan die ding nou nie werk nie. Jy kyk na die een wat het begin, en jy sê, maar hy is in staat om hierdie koninkryk te maak werk. Dis wie hy is. Hy is in staat. In jou lewe, Here, ek het moeilikheid, hier sit 'n bietjie gaan met swaar, ek is op 'n moeilike plek in my lewe, ek weet nie, die lewe het vir my snaaks uitgedraai, ek vind myself hier op 'n plek waar ek miskien nooit gedink het ek ooit sal wees nie, maar in hierdie wil ek hom sê, God is in staat. Jy sien, die nuwe koninkryk begin nie by ons gehoorsaamheid. Dit is nie as gevolg van ons wat gehoorsaam is, dat daar 'n nuwe koninkryk is nie. Die nuwe koninkryk is as gevolg van omdat God in staat is. En weet jy wat, God kon hierdie koninkryk, die evangelie kon hy verkondig deur engele. Hy het nie ons nodig gehad nie, verstaan jy? Maar hy kom en hy sê, maar ek is in staat, deur wat te doen? Hy sê, ek gee. Ek is in staat, ek gee lewe. Nee? Ek het daar 'n klomp goed geskryf. Hy gee die wêreld, die omgewing, die plek, jou wêreld, waar jy leef. Hy gee dit. Hy gee roeping, hy gee jou bestaansreg, hy gee jou rede, hy gee jou visie, hy gee jou iets om voor te leef. Hy gee beloftes. Ek dink ons is in die aandiens besig met dit. Ek dink daar's tussen 6 en 7,000 beloftes, 7,000, 8,000, ek weet nie wat is baie. Kom ons sê tussen 6 en 8,000, as ons min of meer reg. Beloftes in sy woord. Hy gee beloftes. Hy gee sy teenwoordigheid. Dis amazing om te weet, jy kan enige tyd, enige plek in sy teenwoordigheid wees. Hy gee dit, hy sê, ek gee my Heilige Gees om by julle te wees, 24/7. En hy gee sy Gees natuurlik, en natuurlik gee hy sy Seun. Hy is die groot gewer.
Hy sê, ek weet alles, om 'n nuwe koninkryk op aarde te begin, weet ek presies wat ek nodig het en wat ons nodig het, en ek voorsien, ek gee alles wat nodig is vir hierdie koninkryk. So dis sy hart, dis wie hy is. Hy is nie 'n God wat 'n koninkryk op aarde begin en sê, o nee, jette, ek gaan nou nie alles vir die ouens gee nie. Hulle maar 'n bietjie safer. Hy sê, ek gee alles wat jy nodig het. Wat jy moet doen is, just believe in who I am. Glo in my karakter. Vertrou my. Jy sien, dis waar die vertroue inkom. Okay? God gee nie omdat hy moet nie. Hy gee omdat sy karakter is. Dit is die God wat sy koninkryk bou. Daai wat jy daar bo sien, die God wat gee, die groot gewer. Dis die God wat sy koninkryk bou. As jy dit verstaan volgende, jy begin sê, goed Here, iets rondom vertroue moet ek weet wie U is, en as dit deel is van wie karakter is, dit help my om te gaan, as ek dit vasmaak, ek wil vir jou vra vanmôre, glo dit, God is die groot gewer, want dit gaan jou help om te gaan aan die punt om te sê, ek kan U vertrou. Met alles. Partykeer is dit goed wat al so jare saam met jou is, wat so ver in jou verlede is, wat jy iemand nie kon vryspreek, of iemand dalk het jy hom vergewe, maar dalk daai ding het soveel by jou kom roof, wat gebeur het in jou lewe, dat jy gaan en sê, Here, maar U is ook die gewer van vergifnis en vryspraak. Here, ek vertrou U, dat U my daar ook gaan help. So hy bou sy koninkryk deur sy kinders, hy kies ons, hy gebruik ons. Daar staan geskryf wat ons gelees het, hy gee die saad vir die saaier. Hy het nie nodig, hy kon die saad net gesaai het. Hy gee die saad vir ons. Hy sê, luister hier, ek wil graag jou deel maak van my plan op aarde, van my koninkryk, ek is die groot gewer, en ek sit hier die saad in jou hand, en ek sê, gaan bou my koninkryk. En as ons partykeer so bang en dink, Here, waar gaan ek die saad vandaan kry om te leef? Hy sê, chom, ek is die groot gewer, vertrou my net. Ja, ek het hier gesê, hy kan die evangelie deur die engele kon hy verkondig het, maar hy kies mense. Hy kies ons om deel van sy missie op aarde te raak. So hy het hierdie groot raadsplan. Julle het al gehoor van kleins af, hoor jy van hierdie raadsplan van God. Ek het altyd gedag, ja, dis 'n groot woord. Toe ek agterkom, as maar net sy plan. Sy plan is ek is sy plan. Dis nie 'n plan, ek is sy plan. Hy sê, luister, weet jy wat gaan ons doen? Sê hy vir jou volgende, hy sê, weet jy wat gaan ons doen? Ons gaan hierdie wêreld verander, nê? En ons gaan sien dat elke persoon, almal gaan my dien, almal gaan verstaan, die aarde sal vol word van die heerlikheid van die Here, soos die water die seebodem bedek. Dis wat gaan gebeur, dis my heerlikheid op die aarde. En dan kyk jy en sê, wow, dis 'n goeie plan, Here, hoe gaan ons dit doen? Dan sê hy, dis maklik, jy gaan dit doen. Ja, hoe gaan ek dit doen? Dan sê die Here, moenie worry, ek is die groot gewer. Alles wat jy nodig het, gaan vir jou gee. Gaan en doen dit. Is dit nie maklik nie? Is nie eenvoudig nie? Nou het jy 'n keuse, en dis wat dit kom, hoe jy daar wegstap. Ja, Here, dis 'n goeie plan. Ja, maar ek weet daarom nie. Of jy kan wegstap en sê, dis 'n amazing plan, en ek vertrou U vir dit. Ek vertrou U dat hierdie ding gaan gebeur, hierdie ding gaan waar word. Hierdie ding gaan realiseer. Dis presies wat ons die eerste, ek wil jou terugvat na die eerste week toe, ons gesê het, ons gepraat daarvan, ons is nie net ontvangers van sy koninkryk nie, ons is medewerkers van sy koninkryk. Hy werk saam met ons, en ons werk saam met hom, dat hierdie koninkryk op aarde werk. Dat hierdie koninkryk op aarde groei. Hierdie koninkryk wat vir ewig gaan voortbestaan. Hierdie koninkryk, sy koninkryk, waarvan ons deel is. So hierdie koninkryks groei deur vertroue. Ek dink dis die een ingredient. Ja, almal wat ons nou 'n lekker resep het, dan sê almal mos altyd dis 'n familieresep, want daar's 'n special ingredient wat niemand van mag weet nie. Nou hierdie ingredient, die een groot ingredient is vertroue vir hierdie koninkryk om te groei. Vir enige verhouding, dink aan geen verhouding kan groei as daar nie vertroue is nie. Nee, dink geraan. Die rugby spelers, as hulle mekaar nie vertrou nie, speel hulle soos wallis, nê? 'n leeu het gesing, hulle het nie 'n klou nie waar die bal is. Wallis. Jy sien, maar as jy ouens mekaar vertrou, dan ewe skielik lyk dit as jy weet wat aangaan. Jy weet, hier gaan 'n ou wees. Ek kan hier so.
Alles groei deur vertroue. So, vertroue maak dat ons God se woord glo. Nou wat is God se woord? Dis meer as die Bybel. Dis wat God sy uitspraak oor jou lewe. Nee? En dis God se beloftes oor jou lewe. En dis wat mense al vir jou vertel het van die Here, en dis wat jy al gehoor het, en iemand het in 'n visie vir jou iets gesê, en dis wat die Here sê, en jy het al 'n profetiese woord gehoor, selfs die woord wat jy lees, selfs dit wat jy worship, selfs dit wat die Heilige Gees vir jou sê. Nou, vertroue maak dat ons dit wat God vir ons sê, glo. Dat dit net iets is, en weet jy wat, baie van ons wat hier sit, het al die woord van die Here oor sy lewe gehoor, en weggestap, en dit het jou lewe nie verander nie. Hoekom nie? Want miskien was die vertroue die uitdaging. Nou die hele Bybel, vir my ouens is dit eenvoudig, die storie van die Bybel is vertroue. Dink gou aan Moses. Hier staan hy voor 'n see, wat toe is, en hier is die vyand, besig om hulle te agtervolg. Wat het hy? Vertroue. Die Here het gesê, hy gaan ons red. Hier staan 'n Dawid, voor 'n reus. Wat sê hulle, my ander mense sê, hoe groot is hierdie reus? Ons hulle bang, hy sê, wat 'n groot teiken ek om te tref. Want ek vertrou die Here. Verstaan jy, ek het vertroue. Wat het ek wat hy anders het nie? Ek het vertroue. Ek vertrou God het gesê, hy gaan my help. Regdeur. Ons kan gaan as hoeveel voorbeelde toe van die storie van die Bybel gaan oor absolute vertroue. Maria, jy gaan 'n seun hê. En hy gaan Jesus, hy gaan die Christus wees. Ek vertrou God. Noag, gaan in die warm son, bou 'n boot. Ek vertrou God. Verstaan jy, die hele Bybel gaan oor vertroue. So vertroue is eintlik niks anders as geloof nie. Hebreërs sê mos geloof is 'n vaste vertroue. So hy sê eintlik geloof is vertroue. Vertroue is geloof. So dis 'n manier, dis om te sê, ek vertrou, Here, ek glo in U, ek vertrou U dat U die groot gewer is. Psalm 112 vers 7. En Psalm 112 is in dieselfde konteks geskryf as 2 Korintiërs 8 en 9, wat hy gaan oor hierdie vrygewigheid. Maar dan skryf hy iets daarin van hoe lyk 'n lewe? Hoe lyk iemand wat sy lewe vol vertroue is? Hy sê, vir slegte tyding is hy nie bang nie. Hy is gerus, hy vertrou op die Here, hy voel veilig, hy is sonder vrees. So vertroue bring jy op 'n plek waar jy sê, ek is happy, ek is gerus, ek is nie bekommerd nie, ek voel veilig, ek is nie bang nie vir 'n slegte tyding. As iets leliks met my gebeur, ek is nie bang vir slegte nuus nie. Hoekom? Want ek vertrou op die Here. Maak nie saak wat nie, vertrou op die Here. En dan gaan hy Psalm eintlik aan, hy sê, sy vertroue is, omdat God standvastig is ek standvastig en vertrou ek op die Here. En ewe skielik gaan dit oor, en hy sê, en dan amper, ek sê vir amper asof dit 'n natuurlikste ding is in die wêreld, sê die Psalm, en dan hy deel uit en hy gee. Hy sê, omdat ek weet, geanker is, en vir vertrou in God lê, is die volgende ding is, ek wil help waar mense dit nodig het, en ek deel uit en ek gee. Want jy sien, dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor God. En as God my dan het, dan is dit maklik vir my. So hy draai daai Psalm te sê, die ou wat vertrou is die ou wat maklik gee, wat vrygewig is. Dis ook net pas in by die tema waar ons is, liefde deur vrygewigheid. Dit is maklik om te gee, want ek weet wie my God is. Ek weet dat hy vir my voorsien. So die gee, wat hy van praat in Psalm 112, hy sê, vloei uit die vertroue, nie andersom nie. Omdat jy vertrou, gee jy. Jy gee nie sodat iemand jou begin like nie. En laat jy jou dan vertrou nie. Hy sê, omdat jy vertrou, en dit werk so, as jy vertrou in 'n saak, as jy glo, hier is 'n, kom ons praat maar weer, besigheid 'n beginsel, en jy glo, hier is 'n goeie belegging, dan gaan jy gee, ons het daaroor gepraat, waar jou skat is, daar gaan jou hart wees, jou hart volg jou skat, jy check, okay, hierdie lyk na 'n goeie ding, my skat is hier, my hart volg, dan is dit maklik om te gee, ek dra by, dit is eenvoudig, want ek vertrou wat ek sien, en dis wat hy vir ons wil sê, die gee, ek vertrou my God, en daarom gee ek my tyd, daarom gee ek my talente, daarom gee ek my geld, daarom gee ek alles wat ek het, my resources, gee ek vir sy
koninkryk, onthou sy koninkryk, ouens, hoor dit gou mooi, ek wil jy moet dit mooi verstaan. Sy koninkryk is nie hierdie kerk nie. Sy koninkryk is nie die kerk om die draai, of die kerk op die hoek, sy koninkryk is die liggaam van Christus. Dis die hele kerk, dis elke kerk, dis elke gemeente, dis elke persoon wat deel is van hierdie nuwe koninkryk, vorm sy liggaam. So jy sê, Here, ek vertrou dat U die koning is van hierdie liggaam en ek gee vir hierdie liggaam sodat hierdie liggaam van God op aarde kan groei. Dis wat ons doen. Ja, preek vir 'n ander dag. Ek het nou iets 'n gedagte in my kop, maar weet ek, gaan ons heeltemal daai kant toe gaan. Ek moet bly eers hier. Jy sien, ons vertrou eers, dan gee ons, ek skryf ons gee nie om God te oortuig nie, om vir ons te sorg nie. Ons gee nie vir die Here, sodat ons hom nou moet oortuig dat hy van ons moet sorg nie. Ons gee omdat ons hom vertrou. Punt. En dan, terwyl ons dit doen, hier is my die mooi, hier kom die opbou, hier is die opbou van die hele reeks, terwyl ons dit doen, openbaar ons God aan die wêreld. Ek het hom so 'n bietjie anders geskryf, ek skryf dit so, ek sê, ons gee nie bloot net iets nie, ons openbaar iemand aan die wêreld. Sien, elke keer as jy gee, al is dit net 'n glimlag. Wil julle moet verstaan waar hierdie gaan? Hierdie reeks gaan nie oor finansies nie. Dit gaan oor God, dit gaan oor vertroue in God, dit gaan oor God se hart. Dit gaan oor sy koninkryk en die uitbou van sy koninkryk. Maar die oomblik as ek iets gee, dan openbaar ek iemand aan die wêreld. Ek openbaar die koning van hierdie koninkryk aan die wêreld. Dis wat gebeur as ek gee. En jy kan sit in die plek met die meeste Filistyne om jou, nee. Hulle gaan partykeer nie verstaan nie, en hulle gaan nie verstaan nie, en hulle gaan vir jou partykeer lag, of hulle gaan vir jou vra. Hoekom is jy so? Hoekom doen jy dit? Hoekom hierdie? Hoekom daai? En al wat jy doen is, jy sê net, weet jy wat, want ek openbaar iemand aan hierdie wêreld. Iemand in hierdie kantoor. Ek openbaar iemand hier by die skool. Ek openbaar iemand. En hierdie iemand is die koning van hierdie koninkryk. Ons vertel iets oor ons Vader, ons openbaar sy karakter, ons openbaar sy liefde, ons openbaar sy koninkryk. Dis wat ons doen. Dink so daaraan, elke keer wat jy gee, openbaar jy, dit sluit in my ons jaartema, sy heerlikheid in ons, sy liefde deur ons. Ek skryf dat dit is waarom hierdie reeks oor finansies gegaan het nie. Dit was glad nie die punt nie. Dit het gegaan oor die openbaarmaking van die Vader en sy koninkryk op aarde. Dis waar dit alles gaan, ouens. Om te sê ek is ingekoop, ek is deel van hierdie koninkryk en ek wil oral waar ek gaan, wil ek hierdie, want dis waar Paulus hier gepraat, sê ouens, ons moet hierdie koninkryk groei, en daar in Jerusalem is al uitdagings, kom ons gebruik al ons resources om daai kind te help, sodat die mense kan sien hoe God leef, dat die mense kan sien, hierdie koninkryk is van God af, dis nie 'n gewone wêreldse koninkryk wat inkom en gaan nie, hierdie koninkryk gaan vir ewig bly staan, en kom ons doen dit, ons wys dit vir die ouens daar in Jerusalem, wat miskien begin twyfel en sê, waar is julle God nou? Kyk hoe swaar kry julle mense, en die volgende oomblik kom hierdie ouens by mekaar, in die koninkryk van God. Hier sit ons vandag as gevolg van daai projek wat Paulus begin het vir Jerusalem, hier sit ons vandag as gevolg van dit, verstaan? Ouens wat inkoop en sê, maar ons vertrou ons God. So Paulus het 2/3, en ons almal weet dit, maar hoor wie is hierdie ou? 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Die Nuwe Testament is soveel so ons storie met Christus en wat hy vir ons kom doen het en wat dit beteken het. En Paulus kom skryf 2/3 van daai Bybel en hy is die ou wat kom en sê, maar weet julle wat? Ek vertrou God, want daai gedeelte wat hy skryf, ek bedoel hierdie 2 hoofstukke, kon hy die gemeente van Korinthe gevra het om te gee. Ja, dit sou 'n perfekte preek gewees het, om dan te kom en sê, okay ouens, nou gaan ons die mandjies omstuur, nou gaan ons, julle gaan julle horlosies afval, en julle oorbelle, en julle alles ingooi, en nou gaan ons daai skatte vol maak. Dit was die perfekte plek om dit te gesê het. Maar sy hart het nooit gegaan oor die ouens om te gee nie. Jy sien, ek skryf dat ek ongeëindig het met, gee getrou, of onthou julle belofte, of moenie van die projek vergeet nie. Maar weet jy wat kies hy om jou af te sluit? Hy is vers 15, 2 Korintiërs 9 sê hy, dank aan God vir sy onbeskryflike gawe.
Hy sê alles gaan oor 'n God wat gee. En kom ons dank hom dat ons deel kan wees van sy koninkryk waar ons 'n God het wat gee. Hy sê kom ons gee aan hom die eer. Want ouens, as ons dit verstaan, dat ons deel is van hierdie koninkryk, change ons wie ons is, hoe ons dink, hoe ons optree en wat ons doen, en sy koninkryk op aarde groei en gaan van krag tot krag tot krag tot krag. Sien, die fokus is nie meer op ons nie, maar op Jesus. So ek wil hierdie woord vat vir oggend, vertroue, en ek wil met dit afsluit. As jy uitstap vandag, mag jy dit saam met jou vat en sê, miskien is die dieper vraag vir jouself, maar hoeveel vertrou ek U regtig, Here? Met wat vertrou ek U? Of hoekom vertrou ek U nie in hierdie area van my lewe nie? Miskien het jy al te seer gekry, sekere goed, miskien voel jy net, Here, dit is moeilik. Maar vanoggend is daar geleentheid om opnuut voor die Here te staan en te sê, Here, help my. Want eerens, miskien is my karakter van wie U is, of my beeld van U karakter, Here, is dalk nie reg nie. En help my om te leer en te ontdek wie U is. Here Jesus, sodat ek U kan vertrou in elke area van my lewe. Hy skryf dat ons vertrou nie in ons eie vermoë nie, ons vertrou omdat ons Vader goed is en hy ons ingenooi het om deel te word van sy projek hier op die aarde, om sy koninkryk te groei, en hy gee ons alles wat ons nodig het om deel te kan wees van sy missie. Daarom kies ons om hom met alles wat ons het te vertrou. Vanoggend wil ek dit vir jou bid. Ek wil vir jou help, ek wil saam met jou kom intree en sê, Here, daar waar ek U nog nie met alles vertrou nie, wil ek U vermoere, wil ek dit voor U kom bring. So ek gaan jou vra, kan jy jou oë toemaak en net opstaan? Soos ons staan in gebed, ons staan voor die lewende God, ons staan voor die koning van hierdie nuwe koninkryk. Here, as ons voor U staan, dan besef ons staan voor 'n God wat deur die eeue heen dieselfde werk op aarde doen. En hierdie werk is om hierdie koninkryk, die nuwe koninkryk te groei, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, dat elkeen wat op die aarde is, die hemel kan beleef, die heerlikheid van hierdie nuwe koninkryk. Here, ek weet daar is soveel mense wat glad nie glo nie. U sê dit, die oes is baie groot. Die koninkryk, die arbeiders, is klein. Maar Here, miskien is dit net so moeilik vir mense om te vertrou. Miskien is dit net so moeilik vir mense om te glo, daar is 'n God wat goed is. Daar's 'n God wat vol liefde is. Daar's 'n God wat vergewe. Miskien is dit moeilik vir mense om te vertrou dat in alle omstandighede God by my is. En God saam met my is. So Here, ons wil vanoggend voor U kom staan en eerstens net kom sê, Here, ons vertrou U. Ons vertrou U as ons groot gewer. Ek vertrou, Here, dat U my nooit alleen gaan laat nie. Ek vertrou, Here, dat U my verhoudings met mense gaan herstel. Ek vertrou dat U dit wat ek verkeerd gedoen het, Here, dat U dit vergewe het. Ek vertrou dat U herstel gaan bring. Ek vertrou vir U vir 'n hoopvolle toekoms. Ek vertrou U vandag vir my ou dag. Vertrou U vir my kinders, vertrou U vir my kleinkinders, of waar ek journey, as jy agter kleinkinders, ek vertrou U vir elke een. Soos deel van die koninkryk, Here, ek sien meer mense wat deel word van hierdie koninkryk. En in hierdie koninkryk het ons 'n groot gewer wat ons Vader is. As jy vermoed die Here vertrou dat hy die groot gewer is, kan jy vir 'n oomblik net by jouself vir die Here vra waarvoor jy hom vertrou? Kom ons doen dit.
Wat moet hy vir jou gee? Wat moet hy vir jou doen? Vra hom vanoggend. Kom ons doen dit. Dankie Here dat U elke versoek en elke gebed nou hoor. Here, dankie dat ons voor U kan staan in die koninkryk en sê Here, U is ons koning. U is ons Vader. U het die karakter al so baie geopenbaar, oral in die woord, dat U is 'n Vader vol liefde, genade, vryspraak en 'n Vader wat gee. Daarom, Here, bring ons hierdie versoeke vanmôre na U toe. Na U toe. Die groot gewer. En ons vertrou vir deurbrake in Jesus naam. Dankie, Here. Ons vertrou U. Ons vertrou U vir getuienis. Ons vertrou U vir stories. Vir mense wat kom gaan deel, gaan skryf en gaan kom sê. Ons vertrou U vir daai bord wat ons het daar, dat daai kaartjies sal omdraai, mense se lewens verander word. Nuwe stories ingeskryf word in mense se lewens. Ons vertrou U vir die uitbreiding van die koninkryk. Ons vertrou U om te sien hoe die koninkryk van God op aarde groei en groei en groei. Ons vertrou U in Jesus naam. Dankie Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan so dan sing ons. Sluit ons af met 'n sang. Dankie Here. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love.
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.